Goeienaand gemeente. Dis ons eerste aand van 5 aande, vanoggend al lekker vroeg en vinnig weggeskop met die week se dienste. Vanaand gaan ons voort en dis wonderlik dat die Here met ons klomp gedagtes in een week kan deel. Is lekker om daaroor te gesels, want jy kry gewoonlik nie in ander kere van die jaar kans om oor 'n klomp goed te praat nie, en is wonderlik dat ons dan ook vanaand weer so deur die Here verenig kan wees en deur hom ontmoet kan word. Paulus skryf in Romeine 8, hy sê, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van sonde, en omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Die woonagtige, inwonende Gees van God, wat ons lewendig maak. En ek het dit al 'n paar keer met ons Bybelstudie gedeel, en ek kan dit vanaand miskien net weer so voor in die foto met u deel. As jy geregenereer word na geloof toe, as jy die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser, is dit die werk van die Heilige Gees. Dis hy wat jou na Christus toe trek. Dis nie jy wat daai keuse gemaak het nie. Dis hy wat jou getrek het, en dis hy wat jou in Christus inbind. Dit het niks met ons uit te waai nie. En daardie Gees wat vir Jesus uit die dood uit opwek, is die een wat ons uit ons eie doodse bestaan trek, en ons in die lewe van Christus inneem. Wat 'n wonderlike gedagte, dat dit nie ons is nie, maar hy. En daarom is daar vanaand groot genade vir jou, van God die Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, en in die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Dankie Hentie, jy herinner my. Ons gaan opstaan gemeente, lied 202, prys hom die hemelvors. Ons sing al 3 verse staande saam. Kom ons loof die Here. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Kom loof aan wie die hemelkoor hulde steeds betoon. Aan hom die Skepper eer, kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof hom die Lam van God, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof weer en heerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God daar op die troon, aan die Lam geslag. Tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele skepping oral hoor, amen, in 'n koor. Nou wil die foon nie saamwerk nie. Hallo, kom by. Dit kos niks. Dis verniet, dis gratis. Goed.
Dankie gemeente, jy kan dan saam met my vanaand oopmaak. Ons lees vanaand uit Johannes hoofstuk 16, net so 'n bietjie verder aan as vanoggend uit hoofstuk 15 gelees. Vanaand gaan ons bietjie uit hoofstuk 16 lees en ons gaan daar vers 5 tot vers 14 lees. En ons kan maar vers 15 ook daarby lees, dan breek ons nie die perikoop op nie, maar die groot gedagte vanaand kom daar uit vers 5 tot vers 14. Stop het. Stop het, dankie. Dankie. Jesus sê hier vir sy disippels, hy's met hulle in die bovertrek besig, dis die laaste 3 hoofstukke waar hy met hulle gesels oor 'n klomp dinge en na hierdie aand breek hy dan vir hulle ook die nagmaal en dan gaan hulle uit na die tuin toe voordat hy gekruisig word, so hy deel met hulle 'n klomp goed. En dan sê hy hier in vers 5, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. En tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. En die oordeel het al gekom, want die owerste van die wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. En alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. En daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons lees vanaand so ver saam. Kom ons staan, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is vanaand met 'n groot, wonderlike versigtiging, dat ons weet, wanneer ons nie weet wat en hoe ons behoort te bid nie, dan tree die Gees vir ons in. Hy kom staan ons in ons swakheid by, en hy dra ons 'n aardse, wêreldse taal op na die hemel toe, en hy maak dit 'n hemelse taal. Daarom, Here, vanaand kan ons met groot vrymoedigheid ook na U toe tree in gebed. Want ons doen dit onder die geklank en onder die krag van die Gees. Want wat ons vanaand sê en bid, is ook vir hom, om dit vir U te gee, dat dit 'n wonderlike reuk in die hemel sal wees. En dankie, Here Jesus, dat ons na U toe mag bid, oor die tempelse voorhangsel wat geskeur het, en vir die moontlikheid daarvan, dat ons enige tyd van die dag by U mag wees. Saam met dit ook vanaand, as ons die woord voor ons het, dan weet ons, Here, ons bring dit na U toe as 'n offer, want dis U woord, dis nie onse nie. En daarom weet ons weer vanaand, as ons met die woord besig is, dan werk die woord baie meer met ons. En daarom bid ons, Here, vir U openbaringe. Lei vir ons daarin, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. As ek nie gaan nie, kan ek nie die voorspraak vir julle stuur nie.
Die voorspraak, gemeente, dis die Griekse woord parakletos. Dis 'n baie vreemde woord, ons het nie eintlik 'n Afrikaanse woord vir hierdie begrip nie. Maar die parakletos in die tyd van Jesus was 'n baie besonderse mens gewees, veral in jou ryker gesinne. 'n Ryk gesin met baie kinders het gewoonlik so 'n parakleet, kan jy maar noem. Hulle het so 'n persoon aangestel, 'n baie etiese volwassene, wat saam met die kinders beweeg het. Hierdie persoon het rondom die kinders die heel dag beweeg, en hulle het vir hierdie kinders maniere geleer. Hulle was die hele tyd die besig en deel van hulle opvoeding gewees. En hierdie parakletos het vir jou aan tafel gesê hoe jy jou moes gedra het. Hy het vir jou ook aan jou oor getrek as jy ongemanierd was. Hy het ook jou teen jou kop geklap as jy lelik was met 'n vriend. Maar hierdie parakleet was ook een as jy seer gekry het. As jy dalk geval het en jy het jou knie oopgeval, dan het hy gaan sit en hy het jou wonde vir jou verbind. En hy het jou gehelp met moeilike vrae in die lewe. Dit is 'n baie besonderse rol gewees van 'n persoon in die huishouding in die skrif. En nou kom Jesus Christus vanaand en hy sê dat hierdie parakletos na julle toe sal kom as ek opgaan. En daarom kan julle vanaand saam met my baie, baie dankbaar wees dat ons so 'n voorspraak het. So 'n blydige voorspraak wat saam met ons in volwassenheid ingaan. Want julle sien, wedergebore Christene, wedergebore kinders van die Here, eindig nie die dag as hulle tot bekering kom nie. Hulle lewens stop nie net daar nie. Die Heilige Gees word uitgestort in mense wat glo, en dan bring hy ons op 'n nuwe pad. Hy vat ons op 'n pad van heiligmaking. Efesiërs 2 vers 6 en Hebreërs 12 vers 14 en in 2 Petrus 1 waar hulle die hele tyd vir ons sê, omdat God heilig is, moet ek en jy ook daarna strewe om heilig te wees. So wat die Heilige Gees doen is, hy kom help ons om hierdie ou lewe af te skud. Is interessant as jy aan die einde van Efesiërs 5 kom, dan praat Paulus daar met hierdie gemeente, 'n klomp rowwe mense. Dan sê hy vir hulle, as julle gewoon daaraan is om te steel, moet julle ophou steel. Dit is vir my so 'n mooi opdrag. Hou net op steel. En as julle gewoond is om aan dronkenskap deel te neem, skud dit van julle af. Maak julle vol met die Gees. As julle die hele tyd vol rusie is, as julle die hele tyd lieg en die hele tyd beklei, maak dit los van julle, kry dit van julle af. En hierdie is die werk van die Heilige Gees. Nou weet die gemeente, vanaand is ek die eerste een wat sou erken, dat daar vandag in alle kerke groot bekleierery en groot stryery oor die werk van die Gees is. Baie kerke sê vir ons, wys vingers na die gereformeerdes en sê, "Joh, julle het nie die Gees nie, want julle praat net een taal. Julle het nie die Gees nie, want julle beleef nie wonderwerke soos ons nie." En ander kerke weer sê, man, die buitengewone gawes van die Gees wat in die woord uitgestort is, het nie meer vandag enige waarde nie, daarom het dit al opgehou, daarom gebeur dit nie meer nie. En so stry en beklei allerhande kerke oor allerhande goed, oor die Heilige Gees, terwyl ons eintlik maar net een ding van hom moet verstaan. En dit is wat die Here Jesus vir ons oor hom leer. As hy kom, gaan hy julle in die waarheid lei. Dit is hoekom hy die Gees van waarheid genoem word. En hierdie Gees gaan vir ons kom oortuig dat die wêreld aan sonde skuldig is, dat die reg aan Christus behoort en dat die oordeel reeds gekom het. 3 baie spesifieke opdragte wat die Here Jesus aan hierdie parakletos oorlaat om aan die wêreld te kom deel. En eintlik wat die Heilige Gees doen in sy mees primêre bron, is dat hy van jou en my in besit kom neem, en al wat die Heilige Gees doen is, hy draai ons na Christus toe. Dis al.
En as kerke en teologie en al die soorte mense net daai een ding kan verstaan, dat dit is hoekom die Heilige Gees hier is. Hy draai ons weg van die wêreld af, hy draai ons na Christus toe. Hoekom? Want ons kyk nie meer na ons verlede nie, ons kyk na ons toekoms. Dis die grootste werk van die Heilige Gees. Dan sal die kerke uiteindelik aan begin in verwondering leef voor die Here en voor die Gees. Nou vanoggend het ons begin gemeente en ons het gepraat oor verwondering, om ons stukkie wow voor God weer terug te kry. Nou, toe Hendrey 'n klein seentjie was, het hy so 'n boekie op sy rakkie gehad. Teddy het sy grom verloor. Nou wat in die boekie gebeur is, Teddy staan een oggend op en hy kom agter, hy het nie meer 'n stem nie. En dan lees ons nou vir Hendrey hierdie boekie en dan gaan soek ons nou Teddy se grom vir hom. Oralster in die huis, onder die bed, in die kas, in die kombuis, in die buite in die garage, oralster. Op die einde van die dag dan kry Teddy nou weer sy grom terug. Maar hierdie storieboek laat my so dink aan die kerk. Die kerk het haar grom verloor. Die kerk het haar bestaansreg verloor, omdat ons nie meer verwonderd is nie. Omdat ons nie meer kan wow oor wie God is en wat God in ons lewens doen nie. En as ons om ons eerste liefde terug te kry, om die liefdestaal te praat wat die woord vir ons gee, sê die Here Jesus hier baie spesifiek, die Heilige Gees gaan jou en my in besit kom neem, hy gaan ons van die wêreld af wegdraai, hy gaan ons na Christus toe draai, en hy gaan vir ons van vooraf leer, wie hierdie asemrowende God is, die een wat ek en jy aanbid. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Nou vanaand wil ek bietjie voortgaan, ek wil met julle bietjie gesels oor hierdie ding van erken en herken. As julle nou daai kaartjie in die spieël sien, dan dink hy's 'n leeu, hy sien homself as 'n leeu. En die hele ding daaroor gaan oor hoe sien ons onsself? Want hoe ek en jy onsself sien, gaan bepaal op die einde van die dag hoe ons lewe. En ek het al in die verlede daaroor gepraat, maar wie van julle, ons almal weet ons nou hoe lyk 'n poedel. As jy by mense gaan kuier en daar's poedels, dan blaf hulle verskriklik. En hulle maak asof hulle verskriklike vicious honde is en dat jy moet net vir hulle bang wees. Maar die oomblik as jy nader aan daai poedel kom, dan trek hy sy sterte en hy hardloop weg, nê. Nou die teenoorgestelde van 'n poedel is 'n Great Dane. Daai ding se gelaat laat jou so bietjie skrik. As jy vir 'n Great Dane kyk, dan is jy al klaar op jou agterpote want dit is 'n groot, massiewe hond. Maar as jy vir mense gaan kuier met 'n Great Dane, dan kom jy agter, maar hierdie groot hond dink eintlik hy's 'n baba hondjie. Want maak nie saak waar jy in daai persoon se huis gaan sit nie, daai Great Dane gaan sit bo op jou. En dan sê die mense van die huis, ag dominee, hy's vriendelik. Sê ek, ja nee, hy's vriendelik, maar hy kan met een hap jou nek afbyt. En die teenoorgestelde van diere is natuurlik mans en vrouens. 'n Vrou se teikengewig is 65 kg. En dan klim sy op die skaal, dan weeg sy 65,1. En dan het sy 'n krisis. Haar lewe en haar wêreld val in mekaar en ek het niks om aan te trek nie. Wat gaan die wêreld van my dink? Lyk ek regtig so sleg? En sy het 'n massiewe krisis en 'n man kan 50 kg oorgewig wees. Hy gaan staan voor die spieël en hy trek sy maag in, is ongelooflik dat vet so kan flex. It's amazing. En hy dink nog steeds hy is dis die wonderlike van Retsie, as ek na haar kyk, dan dink ek kan nog in 'n 34 broek pas, hoewel ek nie meer kan nie. Maar jy sien hierdie manne in Hartenbos in Desember, dit is mos nou die nasionale boepens organisasie van Suid-Afrika, daar in Hartenbos. As die jong dames so verby hulle stap, dan trek hulle magies in, dan maak hulle asof hulle vreeslik grand is. En dis die verskil tussen 'n man en 'n vrou. 'n Vrou het 'n krisis oor 0,1 kg en 'n man is gebou vir gerief, nie spoed nie, né? En hoe ons na onsself kyk, gaan bepaal hoe ek en jy ook op die einde van die dag doen. Want julle sien, die realiteit is, ek en jy kyk elke dag van ons lewens in 'n spieël in. En die hartseer verhaal van ons wêreld vandag, is dat jong mense dit ook doen.
Hulle kyk in 'n spieël vas. Die meisiekind is garingkie maar omdat haar spieël nie 'n airbrush program of 'n paint program het nie, dink sy's oorgewig. Sy beleef 'n krisis want haar wêreld vol hormone is so chaoties. Sy weet nie hoe om daarmee baas te raak of met dit te werk nie, en dan gaan sy op geweldige gevaarlike paaie, want die wêreld sê vir haar, sy moet op 'n sekere manier lyk. En dan gaan hulle dood van anoreksia. Nou, liewe vriende, kan ek vanaand vir u kom sê, as ons nie vanaand in die spieël van die Here in gaan kyk nie, kan ek jou vanaand waarborg, die wêreld gaan 'n spieël vir jou opbou. En as ek en jy nie vanaand gaan leer, om in die Here se spieël te kyk nie, en ons kyk in die wêreld se spieël, dan gaan ons die wêreld se spieël glo. Die wêreld se spieël wat vir ons sê, jy's nie goed genoeg nie, want. So vanaand as ons moet praat oor erken en herken, het ons 2 vrae wat ons vanaand moet beantwoord. En nou praat ek vanaand vanuit 'n binnegeloof. Onthou, vanoggend het ons gepraat, daar's 2 soorte, daar's 'n buitegeloofservaring en daar's 'n binnegeloofservaring. Nou van vanaand af begin ons bietjie te praat oor binnegeloofservarings. Wat doen ons om terug te kom na ons eerste liefde? Die 2 vrae wat ons moet beantwoord is, wie is ek? En die tweede vraag is, wie is God? As ek vanaand kan sê wie God is, en as ek vanaand myself binne in daai spieël kan raak sien, dan gaan ek en jy verseker weet hoe ons voor hierdie God moet lewe. Nou vanaand kan jou eerste prentjie dalk so lyk, Desmond. Nou moet jy 'n bietjie aanskuif na nog een, nog een, nog een, nog een, nog een. Daar's hy. Vanaand kan jou en my prentjie van God dalk so lyk. 'n patriargale figuur met 'n lang baard en 'n weerligstraal in sy hand. En jy kan vanaand vir God sien as 'n wrede God, wat jou net om elke hoek en draai wil straf. En jy kan dan vanaand, as jy so na God kyk, na jouself kyk en sê, ek is armsalig, ek is 'n sondaar, ek is niks werd nie, en al wat God wil doen is om my te straf, en daar's baie mense vandag wat nog steeds daardie idee het as hulle na my toe kom, dan sê hulle, dominee, die Here is nou besig om my te straf vir iets wat ek gedoen het, en dan sê ek vir hulle, moenie laf wees nie. God straf jou nie. Die straf kom na jou lewe. Die straf kom nie tydens jou lewe nie. As swaar goed tydens jou lewe gebeur, is dit beproewings. Is nie straf nie. So baie mense sien nie hulle self as waardig genoeg om voor God te kom nie. En hoe gaan jy dan nou leef as daai jou prentjie van God is? Jy gaan vir God skuif benader. Jy gaan nie weet hoe om met hom te werk nie. Jy gaan baie versigtig vir hom wees. En die ander kant natuurlik kan ook waar wees. Die tweede prentjie, as jy vanaand vir God sien as hierdie hippie God, ekskuus vir die verskriklike aanhale, maar hy's net goedig vir jou, en al wat hy vir jou wil hê is dat jy gelukkig moet wees, dat jy jou potensiaal moet bereik, en dat jy vir hom net moet lief wees, en al wat hierdie God doen is, hy help jou maar net so bietjie op jou lewenspad, hy gee vir jou 'n hupstoot hier, en hy gee vir jou 'n bietjie hulp daar, en hy maak seker daai deure gaan vir jou oop, en jy sien jouself as hierdie geregverdigde mens, die lewe skuld my iets, dan gaan jy nie hierdie God nodig hê nie. Jy gaan nie na God toe gaan nie. Want al wanneer jy na God toe gaan, is wanneer jy net gou iets by hom wil gaan kry. En omdat hy so 'n goeie God is, gaan hy dit mos vir jou gee. En laat hierdie God dan nou net durf om vir jou iets te vra. Dan draai jy jou rug op hom, want hoe durf hy? Ek het hom nie nodig nie, hy het my nou nodig. En ongelukkige gemeente wonder ek by myself partykeer of hierdie nie dalk die grootste gros in die kerk se prentjie van God is nie. Wanneer dit met ons goed gaan,
Waar is jou aanbidding? Wanneer dit met jou lekker gaan, dan bid jy minder. Jy lees minder Bybel, want jy is minder afhanklik. Die oomblik as dit met jou swaar gaan, die oomblik wanneer jy moeilikheid tref, dan skielik gaan soek jy vir God op. Die derde soort prentjie gemeente, is 'n God wat baie goedig is en hy wil jou help ontwikkel. En jy kan nog steeds dan jouself sien as 'n sondige mens, maar hierdie prentjie van God kyk nie na jou sonde nie. Hy kyk jou sonde mis, hy wil jou net as mens ontwikkel, en ekskuus as ek dit vanaand sê, maar dit is die God wat vandag in die charismatiese kerk leef. Hy worry nie oor jou sonde nie. Hy worry oor jou potensiaal. Dit gaan oor jou as mens, humanisties gedrewe. En daarom gaan ek en jy nie ons sonde hoef ernstig te neem nie, want God is liefde. Dalk is dit vandag die God van die gereformeerde kerk. God is liefde en God is genadig en God is lief en hy gee om. Ek kan maar leef soos ek wil. Gemeente, vanaand moet ons die God van die Bybel beter leer ken. En dit kan net gebeur as ek en jy begin erken wie ons is. En as ons begin herken wie God is, die God wat ek aanbid, die God wat my gesin aanbid en hopelik die God wat hierdie gemeente ook aanbid. En ek wil eintlik vanaand aansluit by dit wat ons vanmôre gesê het. Ek wil eintlik vanaand vir u kom sê dat ons een ding van God moet weet, en die eerste ding is God is onbeperk en God is ongetem. Jy kan hom nie in 'n boksie druk nie. Hy speel nie by jou en my reëls nie. Hy maak nie soos wat mense vir hom vra nie. God is God in homself, hy's voldoende, hy's genoegsaam, hy maak soos wat hy wil, en dit is wie God is, hy's ongetem. As ek en jy vanaand na die Here toe gaan en sê, maar Here, ek is dan 'n goeie mens, hoekom laat U hierdie goed aan my gebeur? Of ek sê, Here, maar ek gaan dan elke Sondag kerk toe, hoekom gebeur slegte dinge met my? Dan wil ek vanaand vir U kom sê, die Here steur hom nie aan ons reëls nie. Want wat die Here doen, is hy doen dit tot sy wil. En alles wat God in jou en my lewe doen, doen hy tot sy eer, nie tot jou en my beswil nie. En ek kan dit vanaand vir u kom sê, wat die Here vir ons doen is vir ons beste. Dis nie vir ons die lekkerste nie, hy doen nie vir ons wat vir ons die gemaklikste is nie, hy doen vir ons wat die beste is. En as Paulus in Romeine 8 so mooi praat oor die werk van die Gees, dan sê hy, saam met die Heilige Gees in vers 28, sal God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. En net voor dit sê hy, die Gees sug saam met ons. As hy vir ons intree met versigtinge. En daarom kan u vanaand weet, die Heilige Gees treur ook oor jou en my omstandighede. Maar God sê, ek laat alles ten goeie meewerk. Hy is nie 'n God van reëls nie. As ek en jy gaan probeer om hom in 'n boksie te druk, dan oortree ons die tweede gebod, dat ons 'n afbeelding van hom probeer maak in ons lewens. Want ons kan dit nie doen nie. Ons kan nie God maak soos wat ons wil hê hy moet wees nie. Die tweede ding wat ons vanaand vir mekaar moet sê, is dat God heilig is. En nou wil ek vanaand 'n baie belangrike ding vir u sê. Waar leer ek God se heiligheid ken? Daar's net een plek. Ek leer dit uit sy woord. So rukkie terug het hulle met 'n klomp Amerikaners hierdie vraelyste gedoen en hulle het vir 'n klomp Christene in Amerika gevra, glo julle wat die woord sê? En die ouens het 80% van hulle het gesê, ja, ons glo wat die woord sê. En vir die ouens wat ja gesê het, vra hulle toe sommer net 3 baie basiese vrae. En net 4% van daai 80% kon een van daai 3 vrae reg beantwoord. Onder andere, waar was Jesus gebore?
Mense wat sê, hulle glo die Bybel, maar hulle lees dit nie. Jy weet gemeente, ek dink nie die skrif is verkeerd as hy sê dat my volk ten gronde gaan as gevolg van 'n brek van kennis nie. Want die volk van God gaan ten gronde as gevolg van YouTube. Want ons het ons eie YouTube predikers. En ek luister net na daai ou. En ek luister net na die ander een. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek luister na wie ek wil. En dan val ons binne in die slaggat van 1 Timoteus 1 waar Paulus sê in die eindtye gaan mense vir hulle predikers bymekaar maak wat vir hulle gaan sê wat hulle wil hoor, wat hulle ore gaan kielie. Gemeente, God is heilig. En God is so heilig dat nie een van ons voor hom eintlik kan verskyn nie. Hy bly so anders dat ek nie my kop rondom God kan kry nie. En hierdie heilige God wat ongetem en so almagtig is, kom vanaand en hy buig homself na jou toe af. En hoe doen hy dit? Hy stuur sy gees. Wat 'n ongelooflike gedagte. So wat vanaand moet gebeur is gemeente, ons moet begin herken wie God is. En ek moet begin herken wie ek is. En in die eerste plek moet ek vanaand erken dat ek in 'n gemors is. Dat ek 'n sondaar is. Dat ek nie God se genade verdien nie, maar dat ek onder die wraak van God gebore is. Dat as ek nie ergens drasties my lewe vir die Here Jesus gee, nie die Heilige Gees wat my na hom toe trek nie, dan gaan ek vir altyd vernietig en verlore wees. Ek moet erken dat ek opmors. En ek moet ook erken dat ek gebroke is. Ek moet erken dat die sonde wat ek in die verlede gedoen het, ook vergewe is en ek moet dit in die verlede gaan los. Ja, ons is so goed om ons dinge vir die Here te gee en dan los ons dit daar by hom vir so 'n dag. En dan gaan haal ek dit maar net gou weer terug. En dan sê ek, nee, weet jy Here, ek vertrou U nog nie so lekker met hierdie goed nie. Laat ek dit net eers weer so 'n bietjie op myself dra. En dan kom die Heilige Gees, en dan sê Paulus in Efesiërs 4, moet nie die Gees van God bedroef nie. En dan bedroef ons die Gees, want ons laat God nie toe om God te wees in ons lewens nie. Nie dat hy enige permissie het om dit te doen nie, maar God dwing hom nie op my af nie. So as ek my pakkie weer by hom gaan haal, gaan hy dit mos vir my teruggee, want wat gaan hy mos nou anders daaraan doen? As jy dit nie vir my wil gee nie, gaan ek dit vir jou teruggee as jy dit wil teruggee. En ons doen dit so, en ek moet ook vanaand erken dat ek soms 'n melaatse ongevoeligheid het. En dit is wat melaatsheid beteken, ek verloor die gevoel in my vingers en my tone, en ek lewe met mense om my, en ek moet erken dat ek soms mense seermaak. En dat ek soms dinge sê, en soms dinge doen, wat nie vir mense lekker is nie, en daardeur myself ook benadeel, en ek moet dit vanaand erken. Want liewe gemeente, in wat se spieël kyk ons? As die wêreld vir jou sê, dit is oukei, dan glo ons dit. Maar as ons vanaand in die spieël van God sou kyk, wat sou hy vir ons gesê het? Is nie aanvaarbaar nie. Erken bietjie wie jy is. En dan vanaand moet ek erken, ek het 'n totale onvermoë om enigsins by God uit te kom. Gemeente, jy kan hoeveel mense na die Here toe lei. Jy kan wat se leere klim wat jy wil, jy kan baie geld gee vir die kerk. Jy kan barmhartigheidswerk doen, dat dit by jou ore uitloop. Jy kan tannies oor die straat help, jy kan by die ouete huis toenaals gaan knip, jy kan gesigte gaan was, jy kan doen wat jy wil. Ek en jy kan nie by die Here uitkom nie. En dis die geheim van die Parakletos. Die Parakletos kom na ons toe. En die Parakletos reik uit na jou en na my toe. Die Gees van God neem ons in besit. Ons neem hom nie in besit nie. Hy nader vir ons. En dan kan ek en jy vanaand in die vryheid daarvan gaan lewe.
dat ons hierdie God aanbid, wat nie net almagtig en groot en heilig is nie, maar hierdie God wat sy seun stuur, en in die stofstrate van hierdie wêreld kom loop, en vir gesondige mense soos Dominee Joe uit die stof gaan haal, en vir hom aan 'n kruis gaan sterf, vir jou aan 'n kruis gaan sterf. En as hy vir jou en my sê, julle is vergewe, dan stuur hy sy Heilige Gees in ons in. En wat die Heilige Gees primêr doen, is hy sê vir ons, begin te erken wie jy is, en begin te herken wie God is. Draai jou weg van die spieël van die wêreld af. Draai jou na die spieël van God toe. En dan kan die wêreld maar kom. En dan kan die duiwel ook maar vanaand voor my kom staan en vir my sê, ja, maar het jy vergeet, jy's vet, en jy's lelik, en jy's dom, en jy's geskei, en jy's niks werd nie, en jy kan nie 'n werk hou nie. Het jy vergeet hoe mismoedig jy is, en hoe stupid jy is? En dan kan ek vir die duiwel sê, weet jy, gaan praat maar met my makelaar. Hy weet van al hierdie goed. Dalk is dit wat jy sê die waarheid, maar ek het eintlik niks verder hiermee te doen nie, want ek behoort eintlik nie meer aan myself nie. So as jy enigstens nog 'n las op my wil gooi, of enigstens nog 'n claim op my lewe wil hê, gaan praat met my middelaar. Hy weet wie ek is. Dis hy wat vir my verlos het en vir my vrygekoop het. Ek behoort nie meer aan jou of aan die wêreld nie. En dan kom die Heilige Gees. En dan kom bid hy ons in die Vader en in die Seun. Jy sien, dit is die Here Jesus wat sê dat niks of niemand ons uit sy hand kan ruk nie. Maar kan ek vanaand vir u sê, dit is die Heilige Gees wat ons ingebind hou in die Here. Want elke liewe kind van die Here Jesus, en ek is vanaand absoluut oortuig daarvan, kan nooit weer hulle verlossing verloor nie. Want dit moet een geweldige krag wees om dit reg te kry. Want dieselfde kragtige werk wat God gebruik het om vir Jesus uit die dood op te wek, is dieselfde kragtige werk wat in jou en my teenwoordig is. En wie is dit? Is die Heilige Gees. Ons lewe met opstandingskrag. En ek wil nog sien wie kan daardie krag oorweldig. Ons kan nie. Dis die Gees wat ons inbind in Christus en ons in hom ingebind hou. En dit is vanaand die tweede geheim om terug te gaan na jou eerste liefde toe. Gemeente, besef weer vanaand wat die koste was vir jou om in Jesus Christus te glo. Wat se magte en kragte die Heilige Gees deurbreek het om by jou uit te kom. Om jou na die Here Jesus toe te trek, sodat die Vader jou hart kan oopsluit, en sodat jy in sy genade kan ingaan. En as ek en jy dit besef, dan begin ons 'n stukkie van daai wow terug te kry. Want dan begin ek te besef net hoe ongelooflik die Here se werke op my lewe is. Want ek kan nie anders as om net in asemrowendheid te leef nie. Want liewe gemeente, as my redding en my verlossing enigsins van my afgehang het, enigsins, al was dit net 1%, kan ek vanaand vir u sê, ek sou nie hierdie pad gekies het nie. Ek sou nie. Hierdie pad het nie sin gemaak nie. Hierdie pad het nie vir my enige voordele gehad, behalwe miskien eendag 'n ewigheid nie. En daarom kan ons nie vanaand vir mekaar sê, die Here moet 99 tree gee, en jy kan net 1 gee nie. Dis nie hoe dit werk nie. God gee 100% van die tree. Jy hoef nie 1 tree te gee nie. Want as jy 1 tree gee, dan kan jy nog sê, dit is ek wat dit gedoen het. Was nie jy. Dis God, 100%, met die krag van sy Gees, wat jou van daai sonde oortuig het in jou lewe, wat vir jou laat verstaan het dat die reg en die geregtigheid aan Christus se kant is, en wat vir jou gesê het, as jy in Christus is, het die oordeel klaar gekom. Jy hoef nie meer bekommerd te wees nie. Romeine 8 vers 1, daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus is nie.
Wat 'n ongelooflike gedagte. Gemeente, verstaan vanaand daardie genade en besef net hoe wow dit is, dat God met jou bemoeienis maak. En dis die vraag van Dawid in Psalm 8 per sy, ag Here, wat is die mens? Wat is ek tog, dat U aan my sou dink? Wat is ek enigsins werd? En dan sê die Here Jesus, you are to die for. Ek is vir jou so lief, jy is die moeite werd om voor te sterf. Mag ons dit vanaand weer beleef. Kom ons, maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie. Dankie vir die Heilige Gees, vir die Parakletos in ons lewe, vir die een wat rondom ons beweeg, saam met ons beweeg en binne in ons beweeg, om ons elke dag na 'n pad van heiligmaking en volwassenheid te lei, weg van die wêreld af, van die lig van Christus in. Here, natuurlik weet ons dat hierdie nie 'n pad is wat in hierdie kant van die graf 'n einde sal hê nie, want dit is 'n elke dag se stryd. Maar Here, kom maak ons weer sensitief vir die fluistering van die Gees. Dat ons sal hoor as hy waai soos 'n wind, en dat ons die rigting van daardie wind sal volg. En help ons om onsself weer in U raak te sien, o Vader. Dat ons sal wegbeweeg van sentimenteelheid af, en dat ons sal inbeweeg in die heilige, ewige God van die Skrif. En help ons daartoe, o dierbare Gees, want uit ons eie kan ons dit nie doen nie. En dit bid en vra ek vanaand in ons enigste heilige Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Soek in God jou sterkte en kry by hom jou krag. Ons gaan vanaand die 3de vers met mekaar saam sing. Dink dit is lied 532 gewees, né? 513. Ja. Soek in God jou sterkte is vers 3 sê vanaand so mooi. Doen dit bindend soos wat die Gees ons lei. Laat ons waaksaam en gelowig bly. Ons gaan dit as 'n slotlied vanaand staande sing en dan kan ons julle uitnooi vir lekker sop in die saal. Onthou net by die deure vir die deurdankoffer. Doen dit alles bidend, soos die Gees ons lei. Laat ons altyd waaksaam en gelowig bly. Almal wat bly volhou, saam bly bid en werk. Deel in die geheim van God se koninkryk en kerk. Hy maak ons vrymoedig, swakkes gee hy krag. Met sy wapenrusting klee hy ons met mag. We gaan vanaand dan ook hier uit met daai wete dat die Parakletos rondom jou is. Dat die Parakletos langs jou is. Dat die Parakletos bokant jou is, en dat hy onder jou is, maar bovenal dat hy binne in jou is, dat hy jou sal vul met hemelse krag, dat hy jou sal lei op die pad van heiligwording, dat hy vir jou sal wys wie God waarlik is, sodat jy vanaand sal erken wie hy is, en sal herken wie God is. Amen.